Ons sit vandag hier in my spreekkamer. Ek is alleen hier. Dit is baie rustig en is sommer net stil en ek het gedink om sommer net met jou te gesels oor die twee oproepe wat my lewe of my uitkyk op die lewe totaal verander het. Soos jy weet, was ek op 'n eksperimentele groep of deel van 'n eksperimentele groep waar 'n biologiese middel op my getoets is vir atopiese ekseem, omdat ek op 'n punt in my lewe gekom het waar ek was so uitgeslaan en niemand kon my help nie. En toe is ek op hierdie groep geplaas. Maar wat intussen gebeur het, is dat 'n jaar of meer as 'n jaar het dit so goed gegaan. Man, dit was so lekker. Van 65 kilogram het ek so aan die eet gegaan aan kosse wat ek in die verlede nie kon eet nie. En het ek van 65 tot amper 80 kilogram gewig opgetel binne 'n jaar en 'n half. En toe het hier 'n groeiseltjie, baie klein, op my arm naby my elleboog verskyn op my vel. En ek is na die dokter toe, hulle het dit uitgesny en weggestuur. En dit is toe die eerste oproep kom. Dit is fase 2 velkanker, maar dis totaal uitgesny, ons moet dit net dophou. Met die inligting, omdat ons so eerlik as moontlik moet wees tydens die eksperimentele groep, het ek alles vir hulle gesê en die bewyse vir hulle gegee. En omtrent 'n week later kry ek nog 'n oproep, die keer van die plek wat hierdie eksperiment hanteer het. En die dokter sê vir my, jy moet my dringend kom sien. Ek is die 2 dae later na haar toe, my vrolike self daar ingestap, en in die kamer, in die vertrek, kom ek toe agter, maar hier is 'n somber atmosfeer. En hulle sê toe vir my, as gevolg van die uitslag van hierdie toets wat hulle gedoen het, die kankertjie wat hulle uitgesny het, diskwalifiseer dit jou onmiddellik om deel te wees van hierdie eksperimentele groep. Dit was eers so surreal, jy weet, jy kon dit nie glo nie. Amper soos 'n vuishou hier teen my bors, want dit was of ek nie kans gesien het vir die lewe wat ek amper van geboorte af tot nou toe gelewe het, in die ongemak, in die kortison en al hierdie dinge nie. Sy vra toe vir my, hoe voel jy? En ek het daar so gekyk en gedog, are you serious? Are you asking me this question? How do I feel? En ek het vir haar gesê, ek het te veel om te prosesseer op hierdie stadium, ek wil nie nou met jou praat nie. En ek is daar uit, by die huis gekom, vir Handelie vertel. Ek dink, Tiaan, my seun, was die eerste wat ek ook toe gebel het, en sommer net met hom gepraat het. En toe het ek by die Here gaan sit, en ek wil blaai na Jesaja 53, want toe ek by die huis kom en prosesseer, en die teleurstelling probeer verwerk, toe is dit die skrif wat by my opkom, en ek wil in die 2020 vertaling vir jou lees. Nogtans, ons siektes, dit het hy gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Hy is egter deurboor, oor ons oortredings, verbrysel, oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en luister nou mooi, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. En dit het my net so getref. Dis nie soos die vorige vertalings wat sê, het daar genesing gekom nie. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. Jy weet, my verhouding met die Here is nie altyd so maklik as wat mense dink nie.
want ek redeneer vreeslik, ek lees verskriklik baie. As ek nie met my verstand oortuig word nie, dan is dit so moeilik vir my. En hier moes ek kom deur situasie, en ek moes die skrif vat en vir die Here sê, Here, dit gaan nou vir baie mense naïef klink, en vir Johan nog meer naïef klink. Maar u woord sê, deur u wonde is daar vir my genesing. En tot die teendeel bewys word, en tot ek sieker word, of wat ook al, gaan ek hieraan vashou. En weet jy, dis nou 'n maand, meer as 'n maand, daar het hier en daar 'n kolletjie op my vel uitgekom, en ek hou nog steeds die Here vas, en ek sê nog steeds vir die Here, soos vir daai pa in die Bybel vir die Here gesê het, Here, ek glo, help my, waar ek sukkel om te glo. Weet julle, dis alwaar ek kan vashou, die dokters kan niks vir my doen nie. Pille kan ek drink, ek kan vir verligting, antihistamine en kortison en die tipe goed, maar ek weier om kortison weer te drink, totdat dit absoluut nodig gaan wees, want weet julle, my gesig was net so rond, ek was opgeswel, en ek kan nie weer daar gaan nie. En daarom, ja, dit het my uitkyk op die lewe verander, dit het my bid vir ander mense verander, dit het my deernis verander, dit het hoe ek met mense, na mense kyk verander, as ek hier in die spreekkamer sit en ek kyk na my kliënte, dis anders. En dis wat Paulus gesê het, jy gaan baie keer deur dinge, sodat jy ander kan help, en mag die Here gee dat dit vir my so is, dat dit nie deur my brein hoef te gaan nie, maar deur my hart. En ja, kom ons vertrou die Here saam, en ek vertrou die Here ook vir jou. Laat weet my, as ek saam met jou moet bid, laat weet my as ons ondersteuningsgroep vir mekaar dalk moet begin, sommer oor Zoom of iets in die lyn. Maar my getuienis is, ek hou vas aan die Here. Weet soos daai vrou wat aan die soem van die kleed van Jesus vasgehou het, ek het 'n gebedskleed, en daar's sulke toutjies aan wat mense die tzitzit noem, wat dui op die ewige God. En dan sal ek kniel en aan daai 2 toutjies vashou en sê, Here, ek hou net aan U vas, ek hou aan U woord vas. Deur sy wonde is ek genees. Dankie dat jy bereid is om saam met my hierdie te deel. Dankie dat jy bereid is om vir my bediening en saam met, ek wil dit nie 'n bediening noem nie, ek wil dit dien noem. Diens aan ander noem. Dankie vir elkeen wat my nog finansiëel ondersteun, dat ek dit kan doen, dat ek kan dien. Want ek het nie meer 'n bediening nie, ek het net 'n dien van mense. Seën vir jou, en ek wil vir jou bid. Here, hier is ons met ons pakkie mens wees voor U. Ek weet nie wat elkeen wat nou na my luister en onder die klank van my stem kan hoor, wat hulle deurgaan nie, maar Here Jesus, my gebed is, ontmoet elkeen op daardie plek waar hy of sy nou is. Ek spreek lewe in hulle finansies in, lewe in hulle gesondheid in, lewe in verhoudings in, lewe in enige gebrek wat daar mag wees in, maar ek spreek ook lewe in hulle intieme wandel met U in. Here, dat hulle doel sal bereik, dat sukses sal wees, dat ek in my skepingsdoel sal lewe. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir U aanraking. Ek bid nou vir 'n doop met U Gees, dat hulle dit sal ervaar, soos wat hulle nou hier voor hierdie videoetjie sit. Ek eer U vir die grootheid, in Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou oorvloedig seën op elke gebied van jou lewe. Daarom sê ek vir jou, Shalom, Shalom. Tot ons weer gesels. Totsiens.